Sê mense, is ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storieetjie te vertel. En ek vertel my storieetjie uit my hart uit. Ek vertel hom met liefde en ek vertel vir julle hoekom ek as 'n Christen priester vir amper 30 jaar van my lewe net gesê het genoeg. Ek kry nie meer voeding vir my siel nie, ek het aanbeweeg en ek het spirituality ontdek en ek het gevind spirituality was daar vir van die begin af. En ek het gevind dat spirituality loop 100% met wetenskap en ek het gevind dat Joshua, wat julle vandag noem Jesus, het spirituality beoefen en nie een dag Christianity waarin julle vandag glo nie. Nie een dag nie. Hoe weet ek dit? Want Christianity het eers 325 jaar na Jesus ontstaan. Nou weet julle dit. En ek het ook gevind dat spirituality gaan oor net jy en net jy jouself dra die markie na die markplein toe. Met ander woorde, Jesus se weg, of Joshua se weg was genoem the way. Met ander woorde, dit is 'n leefwyse wat jy moet lewe. Jy moet 'n liggie wees, jy moet die Christusgawe in jouself wakker maak en jy moet goed doen aan ander. Jy moet mense help wat swaar kry. Jy moet mense help wat sukkel, jy moet mense help om hulle te troos. Jou liggie moet in alle tye skyn en dit is waaroor spirituality gaan. En alle lewe respekteer, alle ou mense respekteer, alles gaan oor jou en jouself. En net soos wat julle glo in julle kerk dat God elke haar op jou kop, hy weet wat elke jaar aangaan, so glo ons ook in spirituality dat God alles weet wat jy doen en daarom moet jy ten alle tye probeer om 'n lig te wees. Kan nie verkeerd doen nie, want ons weet ons word dopgehou deur ons grootvader. So met ander woorde mense, my vraag aan julle is, as God regtig 'n God van liefde is en as regtig 'n God van lankmoedig en verdraagsaam en raak nie kwaad nie, hoekom sou God na honderde duisend jaar besit, hoorie, ons wil nou nie meer spirituality hier nie, ons wil hê dit moet nou Christianity word. En hy kies vir Constantine, wat nie so glo in hom nie, hy was 'n pagan gewees, hy het kindertjies werk gedoen en evil, hy was 'n wrede man. En so ek wil jy by my kerk begin asseblief. Ja, maak sommer 'n Bybel ook. Mense maak dit sin. En van daar het kerke beheer. Hulle het mense doodgemaak by die miljoene oor honderde jare. Elke land is oorgeneem deur Christianity met 'n swaard in die ene hand en 'n Bybel in die ander hand. Vroumense is verkragt, kinders is doodgeslaan teen die mure, mense is vertrap. Hulle is geloot en gesteel. Nie een land is oorgeneem met liefde nie. Dit is jou fondasie van Christianity. En dis hoekom wat ek ook sê, wow. Toe Constantine in Jerusalem kom te vind, hy amper almal het spirituality beoefen. Wat doen hy? Hy maak dood voor die voet. En hy dwing hierdie nuwe kerk Christianity so wat jy het vandag ken op mense af vir honderde jare. Vroumense wat equal aan man was, is vertrap en hulle is agter die kombuistafel gesit, maak kos. En tot niks gebring nie. Tot vandag sê ons kerke, 'n vrou moet swyg en sy net gehoorsaam wees. Sal 'n God van liefde dit doen? Nee, so mos nie man. 'n God van liefde het in spirituality dat al die boere moet altyd 'n tiende van hulle appels en pere en groente gegee vir die armes. Wat doen die Christen God? Nee, alles gaan kerk toe. Ja, hulle armes? Nee. Is dit 'n God van liefde wat dit sal doen? Vandat Christianity gekom het, mense, vandat Christianity gekom het, het swaar kry begin. Kerke bring in triljoene rande elke maand. Hulle kan swaar kry so wegvat. Is dit nie so nie? Nou, hoe is dit moontlik dat kerke nie wil help met swaar kry nie? Is dit 'n God van liefde wat dit sal doen? Nee. Jou Bybel sê uitdruklik dat Christus is binne in jou. Nou mense, as Christus binne in jou is, hoekom wag jy vir hom te kom? Sê Jesus nie as daar geen sigbare tekens wees nie? En as jou Bybel sê dat Christus is binne in jou,
Is dit nie dan my werk om Christus in myself wakker te maak nie? Nou leer kerke vir my om die bank te sit, gehoorsaam te wees, jou tiendes te offer is te betaal asseblief, en wag, hy gaan kom op 'n wolkie. Is daar nie 'n foutjie in die storie nie? Want as ek en jy Christus in onsself wakker maak en hy liggie word en omgee vir armes en krepes en siekes en blindes en goed doen aan almal wat daar is dit nie wat Josua wou gehad het nie? En dis soek maar vir jou sê mense, dit maak nie saak wat se kerkie is en of jy op 'n eiland bly en of jy 'n Maori is nie, of jy 'n boesman in die woestyn is nie. Nee, dit gaan nie oor kerk nie, dit gaan nie oor Bybels nie, dit gaan nie oor hoeveel tiendes jy offer nie. Dit gaan nie oor hoe baie jy jou Bybel lees nie. Dit gaan, is jy 'n goeie mens? Kom ons vat gou kerk en Bybels weg. En daar's jy en ek. Ek is hierdie evil ou. En julle is doen net goed. Wie gaan hemel toe? Ek of jy? As jy sê jy, dan is 1 + 1 is mos 2. Josua het nie geglo in kerke nie, hy het nie geglo in Bybel, hy het nie geglo in tiendes nie. Kyk, waar sit jy? So met ander woorde, is kerke verkeerd? Ek glo dat alle kerke het 'n stukkie van die waarheid, maar kerke het nie die volle waarheid nie. Omdat ons Bybels is so vervals, so baie goed is uitgelaat en so baie goed het ingesit wat later ingekom het, wat geen waarde dra nie. En dis hoekom ek vir julle sê mense, dit gaan nie oor kerke nie. God is liefde, God is genadelik en God lees mense se harte, wat 'n soort mense is. Nou kan 'n boesman net die bos hemel toe gaan. 'n Maori kan nou hemel toe gaan. Almal wat nie, help oor die wêreld, honderde, duisende, miljoene mense het nog nooit van God gehoor of 'n Bybel gelees nie. Nou kan nie hemel toe gaan nie. Maak dit sin? Nee. Glo vir my, dit is nie so nie. Dit gaan oor hulle harte. God lees almal se harte en almal kry 'n geleentheid, almal kry 'n kans. Dit is net jou kerk, Christianity, wat sê, o nee. Jy moet 'n Christen wees. Nee, jy moet aan ons kerk behoort. Jy moet jou tiendes offer. Dan gaan jy hemel toe. Daar's 45,000 verskillende kerke. Die NG Kerk glo net hulle is reg. Die AGS Kerk glo net hulle is reg. Die Apostels glo net hulle is reg. Elke kerk dink dit hulle is reg. Hoe kan 45,000 gelowe nie saamstem nie? In spirituality glo ons almal wat 'n goeie hart het, gaan hemel toe. En maak dit nie sin nie mense? As Christianity nooit daar was nie, en as Jesus nie eendag Christianity gevolg het of daarin geglo het nie, hoekom moet ons dan vandag aan glo? Christianity is 325 jaar na Jesus ontstaan, soos ek en jy dit verstaan. Nou gaan jy vir my sê, maar Christianity was al voor Jesus. Kom ons kyk mooi. Toe Konstantin in Jerusalem kom, het spirituality geheers. En hy het hulle genoem Christians. Christians, die woord is op hulle afgedwing gewees. Dit was soos 'n vloekwoord gewees. En later toe gaan hy hierdie selfde Konstantin en hy besluit, okay, ek aanvaar nou Christianity. En hy gaan vat hierdie spiritual mense, breek hulle geloof totaal af, breek hulle tempels totaal af. Julle mag nie meer meditate nie, julle mag nie meer die en daai nie. Julle Saterdag is julle heilige dag, dit gaan op 'n Sondag wees. Julle moet nou op ons 12 dae kalender werk, nie meer op julle 13 dae kalender nie. En hy totaal donder hulle geloof op en hy force 'n Christianity soos ek en jy dit vandag ken op hulle af. Ek dare enige een van julle om die geskiedenis van Christianity te ondersoek en bewys my verkeerd. En dit is hoekom ek vies is, dat ons scholars is, ons Bybelkenners wat daar bo is, wat vir ons hierdie goed moes vertel het, nooit dit vir ons vertel het nie. En dis waar ek besef het dat Jesus sê, hulle is blinde leiers, wit gepleisterde grafstene, loop rond met lang titels, maar wat so useless is kan wees. Plaas het hulle net vir ons die waarheid. Maar as julle die goed geweet het, mense, as julle die geskiedenis van Christianity geweet, ek sê nou vir julle, Christianity so helfte so groot gewees het. As julle geweet het hoe wreed en ongevoelig en hartloos God is in die Bybel,
Ondersoek vir God in jou Bybel. Ek het van my stoel afgeval, toe ek besef hoe wreed God is. En weet jy wat die ergste is? Ek mag dit nooit verlede vertel het nie. Ek het altyd gesê, dat is liefde. God is liefde. En weet jy wat is die ergste? Daai 4 plekke in die Bybel waar hy sê God is liefde, kom net in die Nuwe Testament voor. En weet jy wat nog die ergste is? Dit kom voor in boeke wat deur geen ooggetuie geskryf is nie. Maar die res van die Bybel is hartloos, gevoelloos en maak dood. En weet jy wat my hart gebreek? Wat my heeltemal plat geslaan het? Toe ek lees dat ons God in ons Bybel babiekies en hulle maas doodgemaak het voor die voet. En kindertjies. 2 keer in jou Bybel. Alle babiekies onder 2 was doodgemaak. 'n God van liefde sal nooit ooit so iets doen nie. En toe gaan ondersoek ek hierdie God verder in ons Bybel. En ek vind dat sy naam is Yahweh. En ek gaan ondersoek vir Yahweh, mense. En ek vind dat Yahweh is 'n demigod. Is 'n lul. Deur julle moet te ondersoek. En toe verstaan ek dat die God in ons Bybel is nie die ware God nie. En ek lees in ons Bybel dat die ware God het gekom en met die gods op aarde 'n meeting gehad. Gaan lees daar. God het met gods gepraat het. Hy bestaan wel. En dit is daai selfde God wat ek vandag dien in spirituality. Hy kan net 'n bol liefde wees. Hy kan nie eendag kinders doopmaak die volgende dag liefde openbaar nie. Dit is mos onmoontlik. God moet alle tye lig wees en liefde wees. En dit is hoe ons in spirituality glo. Always the creator, always love, always the light. Ons Bybelgod is 'n barbaar. En ondersoek vir God. En dan kan jy my antwoord op dit. Ek sê, Here Rocco, jy's of reg of jy's verkeerd. En vra vir my vir die Bybeltekste. Ek sal dit met liefde vir julle gee. Nou ja, mense, dis my storieetjie vir vandag. Mag julle 'n pragtige dag hê. Groete Rocco.